Goeiemôre. Ek gaan hard praat. Julle moet mooi hoor, né? Ja, nee, ek sal hard praat. Ek het al gedink om vir my 'n luidsprekerstelsel op te sit, om vir julle te preek. Maar julle moet eintlik maar my lippe lees, né? Ja. En sien wat ek sê. So, dis baie lekker om vanoggend saam met julle te wees. Ek is jammer as die tye wat ons nie hier kan wees nie. Ons is weer volgende week op pad Laagveld toe, ek preek weer in Skukuza, by die gemeente daar. En dan die week daarna, dan se kan weer terug hier by julle. So dit gaan ook een van die tyd, moet ek weer kyk na 'n datum vir ons, dat ons ook weer 'n bietjie nagmaal moet vier. Ja. En onsself herinner waaroor alles gaan, want hierdie is 'n tyd van eintlik 'n groot feestyd, wat begin het met die lydenstydperk van Jesus, Lent, en wat deurgeloop het tot in die opstanding en die hemelvaart laasweek in Donderdag, en nou is ons op pad na Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, en dit gaan vir ons 'n ongelooflike belewenis wees om weer te herinner. Jesus het gesê, is vir julle voordelig as ek weggaan. Hy sê, want as ek weggaan, stuur ek hom, die Heilige Gees, julle advokaat, die een wat binne in jou bly, en die heeltyd Jesus se teenwoordigheid in jou lewend hou, sodat jy nie alleen is op hierdie aarde nie. So ons sê dankie Here daarvoor. Kom ons sit net so en ons begin met die Here se woorde in ons hart. Here, soos haar berge is rondom Jerusalem, so is U rondom ons om ons te beskerm. En ons is uitverkies. Geliefdes, genade en vrede vir julle in Jesus se naam. Amen. Ja, vanoggend het ons nie vir hom anders nie, ons gaan vir hom bid, maar ons gaan lekker sing. So ek wil hê julle moet julle boekies oopmaak. Magda, wat sing ons? Kies jy vir ons een liedjie wat ons sing? Wat 'n makliker een met 'n wysie wat ons ken, ja. God van Jakob, bladsy 35. Bladsy 35, ja. Ons kyk gou, jy is bladsy 35. Ek is bladsy 53, ja. Kom ons gaan onder so. Van die jou, O God van Jakob, deur U hand word U al U volke gevoed. Okay? Kom ons begin. Sit ons in. Jakob, deur U hand word al U volk gevoed. U is wel eer op see en land, ons vadere bou. Ons dank en smeek gerede gaan tot U
Kom ek lees die woord van die Here vanoggend. Baie interessante tema wat ons na kyk. Die tema gaan wees sekondes, oomblikke na die dood. Oomblikke na die dood. Dis so 'n kykie. Jy sien, ek en jy, ons besef die realiteit van dood, né? Ons weet, dood is deel van lewe. My geliefdes het al gegaan en ek is ook op pad. Miskien nie hierdie jaar nie, volgende jaar, 20 jaar, maar ons gaan almal gaan doen. Dit is 'n feit. Maar ons het altyd nog, dan wonder ons, weet, hoe lyk dit in die ander kant? Ons hoor mooi goeders, maar ons weet nie. En ek het nou die dag na Dr. Isaac Burger se preek geluister wat sê 5 minute na die dood, en ek het gedink, maar weet jy, eintlik moet ons meer oor dit praat. Om net te sê, wat sien ons? Want Jesus is die enigste wat kon vir ons verduidelik hoe lyk dit hierna. Al die ander goed is bespiegelinge. Nou is Jesus besig met 'n gesprek met die Fariseërs en hulle is nou baie ongelukkig want hy het nou vir hulle uitgewys, jy weet, julle God is 'n geldgod en al sulke goed. Nou toe bring hy dit nou iets in lyn want hy sê dis baie moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom en die enigste rede is nie oor hy ryk is nie. Dit is oor ryk mense geneig is om op hulle self te vertrou, hulle geld te vertrou en God op die agtergrond te sit. Dit is wat ryk mense normaalweg kan doen. Daarom het ek gesê dis baie moeilik vir 'n ryk man om die hemel te kom. Maar hier kom hy en hy vertel toe vir hulle hierdie storie. Nou Jesus het verhale gebruik, ons noem dit ook gelykenisse en verhale wat hy gebruik het om vir mense te verduidelik. Maar wat baie interessant is van Lukas 16 is hy gebruik 'n naam. Hy gee iemand 'n spesifieke naam. Hy sê daar was, nou moet julle mooi luister. Hy sê en daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, 'n bedelaar, wat vol swere voor sy hekke, voor sy poorte gelê het. En Lazarus het verlang om versadig te word met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy die doderyk sy oë ophef, daai oomblik toe hy sterwe, toe hy sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy sy. Baie interessant. Ek meen, Jesus sê, hierdie twee wat hy van praat, kan hulle erken van Abraham, hulle kan mekaar sien, hulle weet van mekaar, so, dis nie dat jy doodgaan en daar so niks nie. So hy sê hulle weet. En hy roep en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons toe kan kom nie. En hy sê, ek bid U dan, Vader,
om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, dit is die Bybel, né? Dit was die Ou Testamentiese Bybel. Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. En Jesus sê vir hom, maar hy sê vir hom, of Abraham sê vir hom, as julle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. So as jy nie die Bybel wil glo nie, maak saak iemand uit die dode opstaan nie, en vir jou kom preek nie, jy gaan dit nie glo nie, want jy besluit jy wil nie dit glo nie. Tot sover die onfeilbare woord. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, volgend het ons die voorreg om saam met mekaar eintlik as 'n gesin in u teenwoordigheid te staan. Here, u goedheid en u guns is oorweldigend vir ons. Die feit dat ons vanoggend asemhaal, die feit dat ons hier sit, is genade. Maar Here, u wil ook vir ons hoop en liefde kom bring in u woord. En u wil ons saamvoeg as 'n eenheid wat saam met Jesus wandel. En dit is hoekom ons by mekaar is. Maar ons dink aan mekaar. Ons dink aan hulle wie geliefdes in hierdie tyd aan die dood afgestaan het. Ons dink aan oom Hannes in die hospitaal. Here, u kind in sy sterk geloofslewe kan op hierdie stadium net aan u vashou. Gee vir die dokters wysheid en gee vir hom Hannes vrede. Ons bid, Here, dat u hierdie plek sal seën, die verpleegpersoneel, dat elkeen sal beleef dat dit waarmee hulle besig is eintlik in diens van God. Hierdie is 'n roeping eerder dan 'n loopbaan. Ek bid dat u vir hulle energie en genade sal gee. En dat u naam oor hierdie plek uitgeroep sal word. En ons bid, Here, teen elke siekte en aanval van buite, dat u genade oor hierdie plek vaardig sal wees. Aan u kom toe al die eer en die heerlikheid in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, dood het 'n betekenis. Ek het dan nou gesê, almal van ons gaan sterf. En dood is nie iets vreemd nie. Ons lees van die begin af, Abraham het gesterwe en is by sy vaders bymekaar gemaak. So het ons gelees van Moses het op die berg gesterwe. So het ons gelees dat Jakob op die einde van sy lewe kon gesterwe het en saam met sy vaders en sy familie verenig is in die dood. Dit is hoe die Bybel dit uitgedruk het. Dit was nou alles in die Ou Testament. In die Nuwe Testament, toe lees ons op 'n bietjie ander manier na die dood, want ons sien Jairus se dogtertjie en Jesus. Toe sy sterf, toe kom die pa by Jesus en sê, help my, my kind gaan sterwe. En toe Jesus nog op pad was om na haar toe sterwe die kind. En toe Jesus daar kom, sê hy vir hulle, man, waaroor hy julle, sy slaap nie. En toe sê hy vir Tabitha, staan op. So Jesus het al klaar mag oor die dood gehad. Daai arme weduwee van Nain, toe hulle met die lijk nou loop om hom te gaan begrawe, en toe Jesus innig jammer vir haar gevoel, en toe maak hy die jong man lewendig. Hy kon almal lewendig maak, sê wel. Maar dit is nie hoe God werk nie. Dit sien ek en jy, ek het vir julle al verduidelik, ons is net in 'n tydelike tentwoning. Paulus beskryf dit baie mooi in 1 Korintiërs 15. Hy sê ons sterwe, hierdie tentwoning gaan tot net stof as jy tot stof sal jy terugkeer, maar wie ek is hier binne, my gees en siel, never die.
never dies. En dit is die deel wat herken. En Jesus het vir hulle op 'n daai verduidelik, julle verstaan mos nie. Kom ons kyk gou hierso 'n ander stukkie in waar Jesus met hulle in 'n argument was. Het hy vir hulle geskryf daar in Lukas 20 sê Jesus. Toe antwoord Jesus sê vir hulle kinders, want hulle het gevra nou oor trou en huwelik. Nou sê hulle, nou kom hulle met sulke strikvrae. Nou sê hulle vir Jesus, okay, jy vertel ons nou van die lewe hierna. Maar kom ons praat nou daaroor. Die Bybel sê as die oudste as die een broer sterf, dan moet die ander broer met sy vrou trou. Weet jy, en nou sê hulle maak nou 'n keuse daar, hulle maak 'n saak. Hulle sê as daar nou 7 van hulle in 'n ry was. En hiernamaals, wie se vrou is dit nou eintlik? Nou sê Jesus vir hulle. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, die kinders van hierdie eeu trou en word in 'n huwelik uitgegee. Maar die wat waardig geag word om hierdie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. So hy sê, julle gaan 'n ander liggaam hê. En dit gaan nie meer gaan oor alles wat hier was nie. Ons gaan mekaar herken. Maar ons gaan in 'n ander bedeling leef as engele van God. Kinders van God in die hemel. So Jesus help ons om uit hierdie verhaal uit 'n paar goed te leer. Die een is Lazarus, ons praat oor Lazarus. Ryk man. Hy weelderige lewe, vrolik. Maar duidelik uit Jesus se vertelling blyk dit dat hierdie ryk man nie die profete se boodskap behoor nie en die boeke van Moses. Hulle het hulle nie aan God, uit hom nie aan God gesteer nie. Hy was te besig met sy lewe in sy rykdom. En daarom sê ek, Jesus het dit in verband gebring met die fariseërs wat hy gesê het, julle God is eintlik geld. Geld is julle God geword. En daai God aanbid jy. En nou dis nie die feit dat Lazarus, die ryk man ryk was nie. Daar was nie fout by die rykdom nie. Salomo was een van die rykste mense wat ooit op aarde kon geleef het. Rykdom was ook nooit die probleem. Job was een van die rykste manne in sy tyd. En nadat hy deur daai beproewings gesit het om God te ontdek op 'n ander manier, het God al sy rykdom vir hom teruggegee. So die rykdom is nie die probleem nie. Dis die mens wat God verwerp. En daarom het hy gesê, man, al sou iemand uit die dode opstaan, dan gaan jy nog nie glo nie. Nou ek het so 'n bietjie besig met die sosiale media, met klomp ateïste. Mense wat sê hulle glo nie daar's 'n God. Maar hulle kan nie die basiese antwoorde gee van waar lewe vandaan kom, hulle almal bespiegel. Maar nou kom hulle dan self argument is, as dit jou God is, waarom is daar soveel hartseer op aarde? Hoekom gryp daai God nie in nie? Nou sê ek maar, hulle lees nie die Bybel nie. Hulle verwerp presies soos die ryk man, verwerp hulle. Nou Jesus het op 'n latere stadium met hy weer van 'n ander ryk jong man gepraat, van 'n jong man, wat vir hom gesê het, man, ek wil u volg. Toe sê Jesus, jy kan my volg, maar gaan verkoop al jou goed. En volg my. En die jong man het bedroef weggedraai en sy wegdraai. Nou, heel moontlik kan dit nog dieselfde ou man wees wat hy hiervan praat. Want dit was vir hom die prys, was hom te groot. Maar daar was ook 'n ander man betrokke in hierdie prentjie, en dit was Lazarus.
Lazarus was 'n nobody, dit was niks. Hy het geen aansien gehad nie, hy het nie geld gehad nie, maar ergens het hierdie Lazarus, het hy hierdie God, het hy erken. Anders sou hy nooit aan die regterhand van Abraham kom nie. En ons vind dat Lazarus het 'n bietjie deur die meule van die lewe gegaan. Buiten dat hy arm was, was hy sieklik. En baie keer dink ek en jy, my slegte omstandighede is omdat ek sleg is. Dis nie hoe God na jou kyk nie. God kyk nie en sê, "O, jy weet, jy het nou hoeveel foutjies gemaak in jou lewe en hy het so 'n lysie en hy check jou en hy." Nee, God kyk na jou deur 'n ander oog, God van liefde. En daarom het Jesus aan daai kruis gesterf, ons het die kruisiging die ander dag beleef. En hy sê, ek het jou skuld op daai kruis vasgenaal en betaal. So, God dink nooit meer daaraan nie. Jy dink daaraan, maar nie God nie. So jou verlede bring jou presies waar hierdie Lazarus was. Eenvoudig. En Jesus het ook nie as 'n ryk man en in beelde gesterf nie. Hy was verneder, geslaan, gespot. En dit sê vir ons, ek is maar net 'n gebroke mens. En ek en daai ryk man gaan dieselfde graf toe. Daai een wat God verloon, gaan ook sterf en in 'n graf of in stof was, kan hom verbrand of enigiets doen, en my dieselfde. Die verskil is, een van ons gaan ons oë oopmaak by Vader Abraham aan sy sy. As julle my vra oor hoop, toe ek my dogter op 39 verloor, sonde, jong, lewendige kind, en malaria vat haar binne 'n paar sekondes weg van ons. Toe was my enigste hoop was hierdie boodskap, dat sy sit nou aan die boesem van Vader Abraham. En daar is 'n kloof, en daarom sê dit daar in Openbaring, daar gaan nie meer trane wees nie. Die leeu en die lam gaan saam wy in die nuwe hemel en die nuwe aarde. En Jesus het sê, ek gaan om vir julle 'n plek te bou, te berei. En as ek klaar is met dit, dan kom haal ek julle. En hy kom haal ons deur twee maniere. Hy gaan of op die wolke kom in ons tyd, of deur die dood. Maar ons gaan na hom toe. Nie een van die twee is sleg nie. Maar die waarheid van hierdie ding is, die oomblik as ek my oë oopmaak, waar is ek? Wat vir my so mooi was, toe die bedelaar sterf, in sy pyn, mensies wat sterf, en hulle het het hele klomp persoonlikhede, die afgelope week of 2, gesterf weens kanker en goed, jong manne en vroue. Maar ek vra die vraag, jy weet, wat het gebeur in die oomblik toe hulle sterf? Het die engele hulle gedra tot aan die boesem van Abraham? Dis die vraag wat ons moet vra. Gaan die engele jou kom haal, of maak jy jou oë oop in die smarte? En die enigste manier wat ons daai smarte vermy, is om Jesus, gekruisigde Jesus, se verlossing, my eie te hê. Te sê, dankie Here, ek behoort aan U. En daarom het hy gesê, hulle word kinders van God. Maar baie interessant, Abraham se reaksie op hierdie
ryk man. Hy sê vir hom, kind. Kind. So Abraham erken hom as een wat veronderstel was om God se kind te wees. Hy is 'n Jood gewees ook. Maar hy moes God se kind gewees het. Hy sê, kind, jy het in hierdie lewe alles gehad. Toe die bedelaar sterf, was daar vrede in sy lewe. Geen pyn, geen honger. Dit was 'n wonderlike ding. Aan die ander kant, smart, dors. Die feit dat hy erken, die feit dat hy sy boeties onthou, wat nie bekeerd is nie, is verskriklik belangrik. Dit beteken, ons gaan weet van alles in die hiernamaals. Ons gaan weet van dit. Maar, die oomblik as ek aan die boesem van Abraham is, wat kind is, dis in die teenwoordigheid van Jesus. Jesus het nou wel Abraham, want dit was die Jodisse verwysingsraamwerk, was vader Abraham. Almal het hulle beroep op vader Abraham en sy beloftes as aardsvader wat God vir hom gegee het. Maar Jesus het gekom en vir ons verduidelik, weet jy, dit is my teenwoordigheid. En daarom het ek hier die Heilige Gees gekry. En hy roep, wees my barmhartig, ek ly smarte. Jy het miskien die slegte ontvang en ander die goeie. Maar die Here sê, by Abraham, aan sy boesem, gaan dit nie saak maak nie. En die belangrikheid van geloof, as jy nie glo wat God vir jou bedoel het nie, het jy geen verskoning in die hiernamaals nie. Jy het geen verskoning. Want alles wat God vir ons wou sê is hierin. En die verlossingsplan van God, wat van Genesis af deurloop tot in Openbaring, is ek en jy se hoop. Geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. En daarom wil ek jou aanmoedig om die woord te bly bestudeer. Kry vir jou op jou app 'n Bybel wat hulle vir jou die hele tyd kan lees. Jy kan na enige boek toe gaan en hulle lees, om jy hoef dit eers te lees met jou oë nie, jy kan na dit luister. Jy kan jou oorfone opsit en luister na die woord, want die woord is die een wat jou die vrede en die vreugde gee. Al die beloftes van die Here is in sy woord. Maar Jesus sê, man, of Abraham sê nou Jesus praat nou namens Abraham, hy sê, Abraham sê, man, as hulle na die Bybel en die woord nie geluister het nie, dan kan jy uit die dood uitkom, en dan sal nog nie luister. Want 'n mens, hy maak 'n keuse, wat wil hy glo? Wat wil jy glo? En hierdie is die woord. As die woord sê, maar almal wat hom aangeneem het, is kinders van die lewende God. Die wat in hom glo. Dit is waar ons begin. En daarom is die dood nie 'n verskrikking nie. Die dood is eintlik iets wat ek na uitsien om te sê, ek wil ook aan die boesem van vader Abraham wees. Maar ek wil nie aan die verkeerde kant van die kloof wees nie, né? En daarom het Jesus dit moontlik gemaak om aan die regte kant te wees. En daarom kan ek terugkyk en as ek nou iemand moet waarsku, dan waarsku ek hulle nou. Jy het Moses en die profete en die apostels, en jy het Jesus. Glo dit.
leef dit. God het genade oor jou uitgespreek. God het sy liefde vir jou bevestig. Want so lief het God die wêreld, het God eintlik jou lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het. En Jesus moes in daai, ek het ander dag vir julle gesê van die naalstring, daai naalstring tip beleef het tussen hom en God, wat hy gesê het, my God, waarom het u my verlaat? Maar ter wille van die liefde. En hy sê deur, en God het daardie naalstring wat Adam gebreek het God weer herstel, gesê, daar's vir jou nuwe lewe, daar's vir jou hoop. En daarom moet jy leef. Ek en jy sit nie op wag vir hierdie dood nie. Ons leef na hierdie dood. Ek het 'n doel, ek het 'n plek. Hoekom dink jy haal jy asem vanoggend? Hoekom is jy hier? Ergens pas jy in. Het sy vir jou familie, jy kan bid. Al wil mense my nie met my gesels nie, so what? Ek bid vir hulle. Ek bid dat God in sy genade in hulle lewe sal ingryp. Oral op die wêreld op die oomblik is daar flikkerings van oplewing in die geestelike wêreld. Oral hoor ons veral jong mense wat die Here soek. Dis 'n wonderlike tyd om in te gaan. Kom ons bid vir herlewing. Kom ons bid dat die Here God se genade oor hierdie mensdom, want as die finale uur gebreek het, is daar nie meer omdraai nie. Vir wie ek ook al lief het, as hulle eindig aan die ander kant, gaan ek weet van hulle, maar kan hulle nie help nie. Ek kan hulle nou help, terwyl hulle lewe. So vind uit, Here, vir wie kan ek bid? Waar is siele wat belangrik is? En mens begin normaal so by jou eie groepie, jou eie geliefdes, en dan bid jy verder. Mag God julle genade gee om ook in hierdie tyd te beleef. Ons volgende boodskap is ons baie nader aan by die Pinkstertyd, en ons gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees moet praat. Oor wat het God bedoel? As hierdie boodskap wat ook waar is, dan sê hy, maar dit is nie die einde nie, hy dan sê, julle gaan engele word, en dit is okay, maar dan gaan hy aan en hy vertel hulle, as die storie van Saggeus hierna, Jesus se woorde, sy opdragte vir die eindtyd, en al die goeders is nog in hierdie Bybel. So lees dit, gaan lees Lukas. En dat die Here jou ryklik sal seën. Amen. Here, baie dankie dat ons die prentjie kry, sekondes, oomblikke na die dood, of ons weggedra word deur die engele, en of ons oë oopmaak in die smarte. Maar Here, ons is weg van die smarte, omdat ons by Jesus skuil. Omdat ons die verlossing wat God tot ons het, leer ken en geglo het. God is liefde. Hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Dankie daarvoor. Dankie dat u liefde ons dring. In hom, in Jesus, het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Amen. Gaan ons nog 'n liedjie probeer? Van Jakob. O God van Jakob, ons het hom nou net gesing, het ons nie? Hoe het Ja. Prys die Here. Ekskuus? Prys die Here. Prys die Heer, laat sy 41. 41, 41, 41. 41, daar is hy. 41. Prys die Here met my gekomen, oor my
Amen.